In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak en hy het die water wat onder die gewelf was geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het so gebeur. God het die gewelf hemel genoem. En dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitsprei, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n derde dag. God het gesê dat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde. En dit het so gebeur. God het 2 groot ligte gemaak, 'n groot lig om te heers oor die dag en 'n klein lig om te heers oor die nag en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die donker. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n vierde dag. God het gesê, laat die water wemel van lewende wesens en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die lewende wesens wat rond beweeg, waarvan die water wemel en alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer en vul die water in die see en laat die voëls meer word op die land. En dit was aand en dit was oggend, 'n vyfde dag. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring volgens elkeen se aard, makdiere, kruipende diere en wilde diere van die land volgens elkeen se aard. En dit het so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere oor die hele aarde en oor die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra wat op die oppervlakte van die hele aarde is en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien en vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. Wat roer binne jou wanneer jy lees hoe God die heelal geskep het? En hoe beïnvloed dit jou verhouding
met die wêreld rondom jou? Wat beteken dit vir jou om na die beeld van God geskep te wees? Hoe kan ons in ons daaglikse lewens beter rentmeesters wees teenoor God se skepping? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die wonder van U skepping. Dankie Here dat U ons geskep het, dat ons deel kan wees van U groter storie. Here, ons is jammer dat ons nie altyd optree soos goeie rentmeesters teenoor die skepping nie, en dat ons maar sukkel om die grootheid te begryp in ons daaglikse lewens. Here, help ons om mooier na die aarde te kyk, maar ook om in meer oomblikke van verwondering stil te staan en na te dink hoe groot U liefde en genade vir elkeen van ons is. Amen.